Dis woensdagoggend, dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman. Mense, goeie môre op hierdie middeldag van die week. Dis ook die verwysing na die middelkandelaar van die menorah en dit simboliseer lig. In my gebed vanoggend vir jou hier by koffietyd is dat Vader se ewige lig, dat die son van geregtigheid, sy lig op jou lewe sal skyn, op jou geloofswandel, op jou huwelik, jou menswees, jou hoop, jou toekoms, jou finansies, jou kinders, jou doen en late, dit wat jy doen, dat Vader se lig op jou pad sal skyn, sodat jy nie sal verdwaal nie, dat daar geen duisternis op jou pad sal wees nie, want as daar duisternis is, uiteraard, dan stamp ons voet, ons val, ons kry seer, maar dat jou pad verlig sal wees, hier by koffietyd vandag. En dit bring my by my boodskap vanoggend, van ongewild. Wat bring ongewildheid? Die oomblik as jy die waarheid praat, die waarheid van sy woord, die waarheid in opsigte van omstandighede, dan bring dit 'n ongewildheid. Baie mense gaan vir jou sê, jong, jy kan maar met my die waarheid praat, want ek kan die waarheid hanteer, totdat jy die waarheid praat, en baie keer moet die waarheid ongefilterd uitkom, en as hy uitkom, moeilikheid, die kuite is styf, kookstertjie syndroom, hulle wip hulle boude vir alles, hulle is kwaad, hulle is offended, hulle is lig geraak, net omdat jy die waarheid praat. En dis hoekom baie mense nie die waarheidsverpakking van die woord kan hanteer nie, want die waarheid bring bevryding, die waarheid bring genesing, die waarheid bring lig. En dis hoekom met my gebed vandag vir jou is, dat die lig van Vader se woord op jou lewe sal skyn, en dat jy sal wandel in sy lig, in die waarheid. En uiteraard, ek sê weer, oomblik as jy die waarheid praat, dan word jy verwerp. Dit bring 'n ongewildheid. Dis hoekom ons hier by Menorah Tabernakel die waarheid verkondig. Ons is nie hier vir populariteit nie, ons is hier om die waarheid te verkondig, sodat die lig op ons mense se lewens kan skyn. Een goeie môre word koning Agab wakker, in die boek van 1 Konings hoofstuk 22. En hy dink by homself, ek moet gaan oorlog voer. Ek moet dit doen. Ek het nie ander keuse nie. Maar ek wonder of ek sal geluk. Ek wonder of ek suksesvol gaan wees. En dalk staan jy vanoggend voor 'n keuse hier by koffietyd, waar jy 'n besluit moet neem. En jou besluit gaan jou lewe radikaal verander en gaan 'n ripple effek hê vir baie lank in jou lewe. En jy wonder of jy sal geluk. En jy wonder of dit wat jy moet doen en dit wat jy moet besluit, of dit werklik aanneemlik gaan wees vir Vader. En hier kom Josafat, en Josafat sê vir hom, koning Agab, mag die koning lank lewe. Hy sê, kom ons raadpleeg eers die woord. Is dit nie mooi nie? Kom ons raadpleeg eers die woord. Agab sê vir hom, is reg, ons gaan die woord raadpleeg. Agab roep sy 400 profete bymekaar, hy sê vir hulle, ouens, ek is op pad oorlog toe, julle moet vir my sê, ek raadpleeg julle mos nou, julle is mos nou die profete en die knegte van die Almagtige. So sê julle vir my, of ek sal geluk en of ek nie sal geluk nie. En soos een man, kom hier die 400 profete, hulle sê, o koning, mag die koning lank lewe, u sal geluk, gaan na hierdie oorlog toe. En Josafat kom met 'n ander inslag, en hy sê, koning, hou 'n bietjie vas. Ek weet van 'n man van God. Ek ken 'n ware profeet. Kom ons kry net vir hom en hy gaan ons, ek hoor wat 400 ouens sê, maar kom ons hoor net wat sê hierdie profeet. Kom ons stuur, koning Agab sê nee, ek weet presies na wie jy verwys na die profeet Micha. Nee, hy het niks goeds om oor my te sê nie, want Micha praat altyd die waarheid. En dis hoekom die profete doodgemaak was in daai tyd. Dis hoekom Yeshua gesê het, ek het die profete vir julle gestuur en julle het hulle doodgemaak soos wat julle my gaan doodmaak. As jy die waarheid praat, is jy ongewild. As jy die waarheid verkondig, dan is jy ongewild. Dis oukei. Ons gaan die waarheid bly verkondig. En Josafat sê, jong, daar's 'n ander man, kry hierdie ander profeet. Die koning sê, nee, hy het niks goeds om oor my te sê nie. Micha kom in, maar voor kom ons sê nou maar die hofdienaar vir Micha genaal het, toe sê hy vir Micha, hy dreig hom so of hy sê vir hom, jy moet dit sê,
wat die massas sê. Jy moet dit sê wat hierdie profete gesê het. Hoor jy my, Micha? Hy dreig hom. En Micha is 'n man wat bekend staan vir die waarheid. En Micha sê, ek gaan net dit sê, wat ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige, in my mond plaas. En hy kom vir die koning, hy sê, ag koning, u sal geluk. En hy weet, Micha praat net die waarheid nie. En Micha staan op en hy sê, hy trek sy skouers terug en hy kyk die koning in die oë, hy sê, mag die koning lank lewe. Hy sê, o koning, ek sien, dat Israel is verstrooid. Jy gaan dit nie maak nie. Hy sê vir Josafat, sien jy, ek het jou gesê, hierdie man is my nie goedgesind nie. Hy sê, gooi die man in die tronk. Sit hom in die tronk, vat hom weg voor my aangesig. Ek wil hom nie sien nie, want as ek die waarheid hoor, dan haat ek daai persoon. Ek hou nie van daai predikant nie, ek hou nie van dit nie, en ek hou nie van dat nie, want hulle praat die waarheid. Baie mense sê, gee my die waarheid, totdat jy die waarheid gee. As gaan hulle die groepe verlaat, hulle hou nie van dit wat jy sê nie, hulle hou nie van die regheid praat nie, want jy sien, ons moet mooi deurkom, soos wat die profete deurgekom het na koning Agab toe. Kom nou maar mooi deur, ek kan die waarheid nie hanteer nie. En dis wat gebeur. Ek het gehou van Josafat wat gesê het, is daar nie nog 'n profeet, 'n man van God nie. Micha praat. Hy sê, ek sien Israel is verstrooid. Ek sien hy is heeltemal verstrooid. En die waarheid laat hom in die tronk sit. En hy word verwerp. En hy is ongewild. Hulle spot met hom. Hulle vat hom weg voor die aangesig van die koning. Want jy sien, wysheid by hierdie wêreld is dwaasheid by Elohim. Ons dink ons het al die wysheid in pag en ons ken alles en ons weet alles. Ons is eintlik 'n dwaas, as jy nou mooi daaraan dink. Want ons dink ons weet alles. Want jy sien, ek het toegang tot dit en ek is inligting tot dit. Ons kry al hierdie inligting en al hierdie kennis. En ons is besig om te verval in dwaasheid van hierdie wêreld. Moenie wegskram vir die waarheid nie. Bly in die waarheid. Moenie verval in dit wat die massas glo, in dit wat die massas verkondig nie. Moenie daarin verval nie. Moenie dit wat verkeerd is reg praat nie. Moenie. En jy kan 'n gedeelte gaan lees in 1 Konings hoofstuk 22 en jy staan vandag voor daai selfde keuse. Raadpleeg die lewende God en nommer 2, praat die waarheid. Moenie verkeerd gaan reg probeer praat. Jy moenie verkeerd gaan reg redeneer met jou slimheid. Hou vas in die waarheid. En was my so mooi gewees, is hier nog 'n profeet van die lewende God in ons midde wat ons die waarheid gaan vertel. Jy kan dit gaan verder lees. Hierdie koning Agab het hom toe gaan vermom, dat hy sal lyk soos 'n soldaat, soos een van die landsburgers, toe hulle in die oorlog ingegaan het, want die massas het dit gesê, maar een ou staan op en hy sê, ek sien Israel is verstrooid, moenie gaan nie. En hy gaan. En die woord sê dat 'n eenvoudige man het die boog getrek en hy het die pyl geskiet, 'n eenvoudige man. En daai verdwaalde pyl het die vermomde koning getref in sy bors. En later daardie middag is koning Agab dood. As jy nie die waarheid wil hoor nie, al maak die waarheid jou ongewild, die woorde van die massas, die leuns, die ongeregtigheid, gaan dood veroorsaak. Geestelike dood en dan uiteraard 'n ewige dood. En vandag hier by koffietyd is my gebed dat die lig van die waarheid van sy woord op jou lewe sal skyn. Dat jou pad verlig sal wees. Nie soos Agab nie. Moenie die massas volg, want die massas is nie reg nie. Volg. Wat sê Josafat? Volg. Is daar nog 'n profeet in ons midde wat die lewende God dien in gees en in waarheid? My gebed vandag vir jou by koffietyd is dat jy die waarheid sal lief hê, dat jy in die waarheid sal wandel. Want die waarheid maak jou vry, en die waarheid bring oorwinning, en die waarheid gee lig vir jou pad. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel was op hierdie pragtige woensdagoggend hier by koffietyd, hier by die rots. Dit was lekker om met jou te gesels. Nou ja, van my kant, Frik Weideman, tot 'n volgende keer, baie vrede, en mag die vrede van Skepper God met jou wees. Shalom.